In die nuus, 'n 11-jarige kind skenk geboorte aan haar ma se kerel se kind. Die polisie soek na Big Joe Nyalungu se moordenaars en 'n man gebruik sy pitbull om huise te beroof. Goeiedag almal, baie welkom by Nuuspot. Dis Maandag 18 Mei 2026 en hier is die nuus. In Atlantis, Kaapstad, is 'n 30-jarige vrou en haar 32-jarige kerel in hegtenis geneem nadat die vrou se 11-jarige dogter glo geboorte geskenk het aan die kerel se kind. Die saak is oorgeplaas na die eenheid gemoeid met gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele oortredings. Die man verskyn vandag in die Landdroshof in Atlantis, terwyl die vrou môre, Dinsdag, vir haar borgtog aansoek sal verskyn. Die polisie in Atlantis het bevestig dat die saak van seksuele mishandeling aanvanklik by die plaaslike polisiekantoor ingedien is, voor dit na die gespesialiseerde eenheid in Milnerton oorgeplaas is. Hoewel die man reeds in hegtenis geneem is die finale DNS-uitslaa wat die vaderskap van die kind moet bevestig nog uitstaande. In Mpumalanga is 'n groot soektog na die moordenaars van die vermeende renosterstroperybaas Joseph Big Joe Nyalungu van stapel gestuur. Die 62-jarige Nyalungu is Saterdag 16 Mei by sy sakeperseel in Mkutlu naby Hazyview doodgeskiet. Volgens kolonel Mavela Masondo het 2 mans uit 'n wit Toyota bakkie gespring en verskeie skote op hom afgevuur terwyl hy op 'n stoel by sy perseel gesit het. Dit kom slegs 8 dae nadat hy 'n vorige sluipmoordpoging op 8 Mei oorleef het. In Kaapstad het geweld die afgelope naweek sy tol geëis met 7 sterftes in 2 afsonderlike skietvoorvalle. Saterdag aand is 3 vroue en 'n man in Wesbank doodgeskiet, terwyl 'n 7-jarige kind beseer is. Sondagoggend is 3 mans in Franshoek in Jacaranda straat doodgeskiet, terwyl nog 'n man en 'n vrou beseer is. Die polisie het nog geen inhegtenisnemings in enige van die sake gemaak nie. In Bloemfontein het 'n gewapende roof Vrydag aand in Henriette Groeweestraat in Langenhoven Park tot 'n skietgeveg gelei. 'n Chinese burger is deur rowers agtervolg tot by sy kompleks waar hulle sy voertuig en kontant geroof het. Die slagoffer het op die vlugtende rowers geskiet en niemand is in die voorval beseer nie. Nog steeds in die Vrystaat, 'n geldwa is Saterdag op die N8 hoofweg tussen Bloemfontein en Botshabelo opgeblaas. Rowers het die voertuig gestamp en met plofstof oopgeblaas voordat hulle met 'n onbekende bedrag kontant gevlug het. Een veiligheidswag is tydens die skietery in sy been gewond. In die Kaapstad Metro is 'n man tot 6 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis nadat hy 'n pitbull gebruik het om 'n inwoner in Kensington te beroof. Die voorval het op 23 Julie 2025 plaasgevind. Die man was in die omgewing bekend daarvoor dat hy sy hond as 'n intimidasiewapen tydens rooftogte ingespan het. Die werklikheidstelevisie-ster Mel Viljoen het 'n deurbraak gemaak in haar poging om na Suid-Afrika terug te keer. 'n Amerikaanse immigrasieregter in Colorado het haar Vrydag toestemming gegee vir 'n vrywillige vertrek uit Amerika. Sy en haar man Piet word in afsonderlike aanhoudingssentrums in Amerika aangehou weens aanklagte van ernstige diefstal. Haar terugkeer hang egter af van die diefstalsaak teen hulle, asook ICE se moontlike appel teen die beslissing dat sy mag terugkeer. Die Wes-Kaap staal hom vir nog reën en skadelike winde nadat 10 mense die afgelope 2 weke in stormweer omgekom het. Premier Ellen Oondie het bevestig dat herstelwerk aan infrastruktuur voortduur, hoewel paaie soos die roete na die Kango-grotte weens rotsstortings gesluit bly. In Gqeberha is nooddienswerkers Saterdag ontbied nadat 'n voertuig van 'n brug af in die Swartkoprivier ingery het. Die enigste insittende is uit die voertuig geslinger en is deur reddingswerkers met 'n toustelsel uit die stylgebied gered. Die minister van Staatsdiens en Administrasie, Mzama Buthelezi, het bevestig dat sy staatsamptenare binnekort die finansiële belange van hul naasbestaandes sal moet verklaar. Dit volg op die wysigingswet op openbare administrasiebestuur van 2025 wat deur president Cyril Ramaphosa bekragtig is.
Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het aangekondig dat die nuwe digitale visumstelsel, bekend as die elektroniese reisgoedkeuringsstelsel, bykans 4500 mense verhinder het om Suid-Afrika onwettig binne te kom. Meer as 70,000 aansoeke is reeds deur die stelsel verwerk wat biometriese tegnologie gebruik om die egtheid van paspoorte en identiteit te verifieer. 'n Waarnemende regter in Johannesburg is onder die vergrootglas nadat beweringe gemaak is dat hy kunsmatige intelligensie gebruik om 'n hofuitspraak te skryf. Die uitspraak bevat verwysings na hofsaake wat nie bestaan nie, insluitend 'n saak wat na bewering met Volkswagen te doen het, maar wat eintlik 'n belastingsaak was. Die saak is tans onder appel. Buitelandse nuus, die Verenigde Arabiese Emirate het bevestig dat hul lugverdediging vroeg Vrydag missiel- en hommeltuigbedreigings vanaf Iran onderskep het. Hierdie voorval toets verder die wankelrige wapenstilstand tussen Amerika en Iran. President Donald Trump het intussen bevestig dat 3 Amerikaanse vlootvernietigers onder vuur deur die straat van Hormuz gevaar het, maar dat geen skade aan die skepe aangerig is nie. In internasionale gesondheidsnuus het die Wêreldgesondheidsorganisasie die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda tot 'n openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale kommer verklaar. Meer as 300 vermoedelike gevalle en 88 sterftes is reeds aangemeld. Die uitbreking word veroorsaak deur die Bundibugyo-virus, waarvoor daar tans geen goedgekeurde entstowwe en behandelings bestaan nie. Die organisasie beklemtoon dat lande nie hulle grense moet sluit nie, aangesien dit kan lei tot onbeheerde en onwettige beweging van mense en goedere. 'n Vlug van die lugdiens Qantas moes Vrydag herlaai word na Papeete in Frans-Polinesië nadat 'n passasier 'n lid van die kajuitbemanning gebyt het. Die vlug was onderweg van Melbourne in Australië na Dallas in die Verenigde State. Qantas het bevestig dat die betrokke passasier nou met lewenslange vlugverbod op die lugdiens se vliegtuie gekonfronteer word. Oekraïne het een van sy grootste hommeltuigaanvalle nog op Rusland geloods wat Sondag tot die dood van minstens 4 mense gelei het. President Volodymyr Zelensky het die aanvalle as geregverdig beskryf in reaksie op Russiese aanvalle op Kiev. Rusland se ministerie van verdediging beweer dat meer as 1000 hommeltuie in die afgelope 24 uur oor Rusland en besette gebiede afgeskiet of versteur is. In Mexico het owerhede Sondag bevestig dat minstens 10 mense in die dorp Yutzingo in die deelstaat Puebla deur gewapende mans doodgeskiet is. Die slagoffers sluit 6 mans, 3 vroue en 'n kind in. Federale amptenare ondersoek tans die voorval te midde van 'n toename in kartelgeweld in die sentrale dele van die land. Ten laaste, in 'n bizarre wending in Kalifornië, Amerika, is 3 persone tot tronkstraf gevonnis nadat hulle probeer het om 'n versekeringsmaatskappy te bedrieg deur 'n mens in 'n beerpak te gebruik om luukse voertuie te beskadig. Die operasie wat amptelik bekend gestaan het as operasie Beerklou het tot 'n einde gekom nadat 3 van die 4 beskuldigdes skuldig gepleit het op aanklagte van versekeringsbedrog. Die groep het luukse voertuie insluitend 'n Rolls-Royce beskadig en valslik beweer dat beere die skade aangerig het, selfs deur sekuriteitskamera beelde in te dien waarin 'n persoon in 'n beerpak in die voertuig rondwoel. Ondersoekers het egter vinnig agtergekom dat die dier in die beeldmateriaal nie die regte beer was nie. Die 3 skuldiges is elkeen tot 180 dae tronkstraf gevonnis, tesame met 'n proeftydperk en die verpligting om die gesteelde geld terug te betaal, terwyl die 4de verdagte se verhoor vir September geskeduleer is. Wie het my kar beskadig? Nee, ek nie, sê die pappabeer. Was ook nie ek nie, sê mammabeer. En dit was nie ek nie, sê pappabeer. Groetnis, tot môre toe.
Dis vandag se nuus, net hier is op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus.